Goeiemôre aan julle almal, geseëndes van die Here. Dis vir my baie lekker om op hierdie donderdagoggend met jou te kan praat. Ja, ek gaan die woord oopmaak en baie interessante iets met jou deel. Kom ek lees vir jou vanmôre iets wat ek gekry het. En die boodskap gaan oor Jesus weet van alles. Nou, baie interessant. Die bietjie wat ek weet van die Bybel, weet ek dat God die Vader het hom gestuur na die aarde toe. En hy het 'n opdrag gehad wat hy moes doen. En hy 30 jaar het hy gebly op die aarde rond beweeg. En hy was doodgewone mens. Hy was seun van God, maar hy was ook mens. En dan op die 30ste jaar word hy gedoop en dan word hy gevul met die Heilige Gees en dan begin sy wonderwerke en dan 3 jaar daarna stuur hy sy disippels uit dat hulle die hele wêreld vir Jesus moet wen. Nou ja, ek wil nie daaroor praat nie. Ek wil praat oor 'n baie belangrike gedeelte wat eintlik vandag vir ons sê dat Jesus weet alles. Hoor mooi wat ek sê, Jesus weet alles. Nou, hier kom 'n interessante deel. Ek het die voorreg gehad om in Israel te wees en dan daar op die Olyfberg. Ek het daar gestaan, daar waar Jesus gestaan het. Ja, daar's ook olyfbome daar. Ek dink dit is seker hoekom hulle die Olyfberg genoem het. Dis so daar's so 'n dal in die middel en dan as jy op die Olyfberg staan is daar 'n dal en dan voor jou staan die oospoort. Maar die oospoort is toe. Nou, as Jesus weer gaan terugkom aarde toe, gaan hy sy voete sit op die Olyfberg en dan gaan hy deur die oospoort gaan. Baie interessant. Nou, ek dink dit was die moslems of ek weet nie wie dit was nie. Hulle die oospoort het hulle toegemaak. Hulle het hom gesluit. Hy's toegebou. Die oospoort is nog steeds daar, maar hulle dink mos dat Jesus gaan nou nie in die oospoort kan ingaan nie. So hulle gaan hom stop. Hy my wêreld. As hy iets gesê het, so sal dit wees. Dan het daar ook klomp grafte daar voor die oospoort. Want hulle sê mos in die tyd dat 'n rabbi mag nie deur 'n begrafplaas loop nie, dan gaan hy onrein word. En Jesus was 'n rabbi. Onthou julle dit? Hy tog, dink julle nou hulle gaan Jesus stop, maar kom ek vertel julle 'n baie interessante ding ook van die oospoort. Nou Jesus staan hier in die Bybelse tyd saam met sy disippels. Nou kyk hulle so na die stad. Hier voor hulle is daar so dip en dan daar is daar die groot muur met hierdie oospoort hier voor hulle. En nou kyk hy so oor die oospoort reguit tot daar aan die ander kant in die stad in. En dan gee hy sy 2 disippels 'n opdrag dat hulle iets moet doen. Nou kom ons lees dit net vanmôre. Ek gaan dit gou vir julle lees. Ek gaan vir julle lees uit Markus 11 uit. 'n Hele paar plekke, Matteus, Markus, Lukas en Johannes het hierdie gedeelte, maar nie almal sê hom dieselfde so mooi soos hierdie een nie. En toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië aan die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels uit. Hy stuur hulle uit voor hom. En hy sê vir hulle, gaan daar die dorp reg voor julle. Dis nou Jerusalem. En dadelik as julle daar inkom, sal julle 'n esel vind wat vasgemaak is. Hierdie is vir my absoluut fantasties. Waar geen mens nog ooit op gesit is nie. Hier is die tweede ding. Maak hom los en bring hom. En as iemand vir julle sê, waarom doen julle dit? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig en dadelik sal hy hom hiernatoe stuur. Jo. En hulle het gegaan en die vrou by die deur buite die straat vasgemaak gevind en hom losgemaak. Daarop sê sommige van die wat daar staan sê, wat maak julle met die esel? En hulle antwoord, soos Jesus gesê, toe laat hulle los. En hulle het die vrou na hom toe gebring en hulle klere daarop gelê en hy het op hom gaan sit. Nou hier is vir my die mooi gedeelte. Is dat heel eerstens, daar's 'n ander skrif wat sê, gaan deur hierdie poort tot en met Beginstraat. Nommer 1, het julle geweet dat Jesus weet van elke strate? Maar dit was baie aardig, want hy het deeltyd saam met hulle gesit. Hoe weet hulle? Nou loop hy saam en sê, hey, manne, loop tot daar aan die ander kant. Dan gaan julle 'n esel vind wat vasgemaak is. Hy sê, en dan moet julle hom na my toe bring. En dan kom hy met 'n baie interessante ding. Hy sê, dis 'n esel wat nog nooit iemand opgery het nie. Ek sal die eerste ene wees. Ek sal hom inbreek. Dis eintlik wat hy sê. Kan julle glo dat Jesus weet van elke esel en elke perd op die aarde wat nog nie opgery is nie en hulle wat op al gery is? Het julle geweet dat Jesus weet waar elke donkie staan, en waar elke perd is en elke kat is en elke hond is? Maar meer belangrik, hy weet waar elke mens is. Hy weet alles van jou. Hy weet van elke ding in jou huis, elke ding in jou kamer. Hy weet van alles.
Ken julle die definisie van die woord alles? Alles is alles. Hy weet alles. Hy weet ook van jou hartseer. Hy weet van jou pyn. Hy weet van jou bekommernis vanmôre. En al wat hy wil doen is, bring dit na my toe. Kom, bring julle laste na my toe. Ek sal dit vir julle uitsorteer. Dis wat hy wil doen. En hierdie is vir my so mooi, dat hy stuur ouens. Ek wonder wat het hierdie twee disippels vir mekaar te sê gaan. Manne, wat gaan daai manne maak, as ons daai esel, kom ons vind eers uit, dink jy regtig daar is die esel, want hoe kan hy esel sien van hier, want is ver? Hy was dan die hele tyd by ons, hy was nie vanoggend in die dorp nie, hy weet nie wat ons weet nie. En hier gebeur die volgende, daar stap hulle, nou praat hulle mekaar, wie gaan hom vat, ek of jy, want hulle gaan ons toesluit. Ons kan nie 'n esel steel nie. Hulle maak hom los en die volgende oomblik sê hy, luister, ons vat hierdie esel. Wat gaan jy met hom maak? Die meester soek hom. Hulle sê, dis reg. En daar gaan hy. En Jesus kom met 'n donkie, so eenvoudig met 'n donkie. Hy ry eers met 'n donkie in Jerusalem. En as hy weer kom hy met 'n wit perd. Is dit nie wonderlik nie? Dis ons Jesus. Hy weet alles. Vanmôre weet hy alles van jou lewe. Dis 'n pragtige storie. Jesus weet alles. Kan ek vir jou bid vanmôre? Baie dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. U ken al die donkies in ons lewe. U weet waar hulle vasgemaak is. U weet waar hulle losgemaak is. U weet van die finansies, Here, wat ons nog moet kry. U weet, Here, van genesing wat ons moet kry. Here, hier is ons vanmôre. Help ons. Here, ons wat dink ons weet so baie, vergewe ons, Here. Dankie dat ons vanmôre net kan bid. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike, geseënde, fantastiese donderdag hê. Weet dat Jesus jou onbeskryflik liefhet en dat jou beste nog steeds voorlê. Totsiens tot 'n volgende keer.